Ons is by die 17de voorlesing uit die boek Openbaring. Ons lees Openbaring hoofstuk 3. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Net in die volgende hoofstuk in Openbaring hoofstuk 4 lees ons van die gebeure rondom die troon van God, en dan sien ons verskillende kleure wat daar uitgedruk word, soos smarag wat 'n helder groen kleur is. Ons lees van die kristalhelder jaspis, maar dan lees ons ook van sardius. Sardius is 'n diep rooi kleur, maar nou lees ons van 'n gemeente met die naam van Sardes. Sardes beteken letterlik rooi is, soos 'n lid van Trompie se bende, Blikkies, Dawie, rooi is, en natuurlik Boesman die Brak. Rooi is. Nou, hierdie gemeente sou waarskynlik hulle eie naam pragtig uitgeleef het, want hulle het onder 'n wanindruk gelewe oor hulle eie toestand, in 'n droomwêreld. Hulle was verward onder 'n wanindruk oor hulle eie geestelike lewe. En toe die brief hulle bereik, dat hulle is 'n gemeente wat 'n naam het dat hulle leef, maar dood is, kan ek net sien hoe hulle rooi in die gesig geword het, oor hulle eie geestelike toestand. Hulle het in 'n wan gelewe oor hulle geestelike kondisie. Gedink hulle is geestelik, maar eintlik was hulle dood. Miskien het hulle ook 'n reputasie gehad, dat hulle is nou die gemeente om aan te behoort. Hulle is die gemeente. Dis dalk volgens die omstanders 'n amazing gemeente om in te wees, maar hulle is dood en daar is geen lewe in hulle nie. So hulle rooi gesigte sou verander word in bleek gesigte, miskien van woede oor die feit dat daar nou vir hulle gesê word dat hulle eintlik 'n dooie gemeente is. Jy sien wat in God se oë en in 'n mens se oë die waarheid is verskillend. Mense kan maar net voor oë sien en ons dink wel, daar is 'n gemeente en dis nou 'n wonderlike, lewendige gemeente, terwyl God na hulle kyk en sê wel, hulle is eintlik dood. Kyk die gesag, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Die 7 geeste is 'n verwysing natuurlik na die Heilige Gees. As jy Jesaja 11 vers 2 lees, sal jy sien, dis nie 7 geeste nie, maar dis die 7 karaktertrekke van die Heilige Gees. Hy word ook vergelyk met 7 vuurvakkels in Openbaring 4 vers 5, met 7 horings en 7 oë in Openbaring 5 vers 6. Uiteindelik word die gemeente gegroet met die een wat die 7 geeste van God het. Dit verwys na die Heilige Gees as die lewegewer. Hierdie gemeente is dood, maar die een wat hulle groet, kan vir hulle lewe gee. Hy is die lewende God, wat dood was en lewe, wat nou die 7 geeste van God, die Heilige Gees, ook aan hulle kan gee, om lewe te kry. Jy sien, hulle kan dit nie opwek nie, hulle kan dit nie probeer genereer nie, dit kan net van God afkom. En hy het ook die 7 sterre in sy regterhand, en dit verwys nou natuurlik na die leierskap, want die lig in 'n gemeente behoort van die leierskap af te kom. Hulle kan nie blinde leiers van blindes wees nie. God het vir hulle lig dat hulle kan lewe. Sien, in die geraamte word uiteindelik genoem wat in hierdie gemeente is, die geraamte in die kas. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Hulle is geestelik dood. Daarom die oproep in Efesiërs 5 vers 14, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Dit is 'n verskriklike kondisie om in te wees, om bedrog te pleeg, maar selfbedrog is baie erger. Om jouself te bedrieg
oor jou eie toestand, terwyl jy weet dat jou lewe en jou saak vir God is nie soos wat dit moet wees nie. Hulle werke is nie volkome nie. Uiterlik dink mense dalk hulle is 'n rolmodel, maar innerlik kan God sien, hulle flous hom nie, en hulle lewe voor hom is nie reg nie. Daarom word hulle in vers 3 ook gelas, in vers 2 en vers 3, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. Weereens die woorde dat hulle tot God moet bekeer, maar die teks sê, wees wakker. Hulle is aan die slaap oor hulle eie geestelike kondisie, hulle is in 'n wan, so uiteindelik word daar vir hulle gesê, hulle moet wakker word. Hulle moet tot die realiteit kom dat hulle werke nie volkome voor God is nie. Hulle moet ook die versterk wat nog oorbly. Daar is mense wat onder hulle nie hulle klere besoedel het nie. En diegene moet versterk word. Hulle moet die woord bewaar en onthou. Jy sien uiteindelik as jy die woord in jou hart bære, die woord is lewend en kragtig. Weereens vir die dooie gemeente. Hulle kort die lewendmakende gees van God en hulle kort die lewende woord, Hebreërs 4 vers 12, wat vir hulle lewe kan gee. En dan moet hulle tot God bekeer. Hulle word gewaarsku as hulle nie wakker word nie, as hulle bly slaap, as hulle in hierdie dooie toestand bly lewe, sal God op hulle afkom soos 'n dief en hulle sal nie weet in watter uur hy kom nie. Hy sal hulle besoek. Daar is tog diegene wat hulle klere nie besoedel het nie, wie se gedrag goed en aanvaarbaar was, wat midde hierdie dooie toestand geleef het. En dit is tog ook 'n kompliment wat God aan hulle gee, dat hulle daarvan hulle is wat hulle klere nie besoedel het nie. Maar dan word hulle uiteindelik genooi in vers 5 en 6, wie oorwin sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele, wie oor het laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Hulle sal beklee word met wit klere, 'n teken van reinheid. Die bruid van Christus word juis aan hom voorgestel as 'n reine maagd, iemand wat dood was in hulle misdade, word die geleentheid gebied om 'n bruilofskleed aan te trek en in die heerlikheid saam met Christus te wees. Hulle sal nooit verlore gaan nie. Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Dit praat van 'n permanente inwoning in die ewigheid saam met God. Permanente ink is jou naam geskryf in die boek van die lewe. Hulle naam sal genoem word voor God die Vader. Wat 'n wonderlike bewys van God se genade. Iemand wat dood was, wat lewend gemaak kan word. Hulle naam word voor die heilige God van die hemel genoem. Dit is dan Openbaring hoofstuk 3 vers 1 tot 6. Ons sal môre verder gaan vanaf vers 7. Ons is by die 18de voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring 3 vers 7 tot vers 13. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, en van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal, en my nuwe naam. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die naam Philadelphia bestaan uit twee Griekse woorde. Phileos, ek
is Lief en Adelphos, broeder, wat saam broederliefde vorm. Hieruit weet ons ook dat die dorp oorwegend Grieks was. Dit is treffend, want die gemeente wat oorwin, is 'n gemeente wat liefde onder mekaar het. Johannes 13 vers 35 sê hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Oorwinning lê dus nie in uiterlike vertoning, maar die innerlike omgee vir mekaar. Broederliefde is so 'n kardinale bousteen van ons geloof, dat dit as bewyse opgeroep word om te sien of iemand werklik gered is. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood, sê 1 Johannes 3 vers 14. Hierdie gemeente wat ons nou van gelees het, van Philadelphia, is 'n gemeente vol liefde, 'n gemeente wat oorwin. En ek moet ook erken, dit is heerlik om te lees van 'n gemeente wat oorwin. As 'n mens na hierdie gemeentes kyk en die bestudering van die gemeentes, kan 'n mens maklik in moedeloosheid vasgevang word of op die punt kom wat 'n mens wonder of daar enige hoop is. Want die afwaartse kurwe van Pergamus tot Thyatira, as ons dit sien, dat hulle selfs die dieptes van die Satan leer ken het, en dan nog by 'n dooie gemeente so Sardes uitkom wat 'n naam het dat hulle lewe, kan 'n mens maklik in wanhoop verval. Maar nou bereik ons 'n punt van oorwinning in 'n gemeente, en dit wys ons dat oorwinning moontlik is. Ja, as ons aanhou met die goeie stryd, dan kan ons ook by oorwinning uitkom. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus, sê 1 Korintiërs 15 vers 57. Waarin al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het, Romeine 8 vers 37. As ons na die gesag van die brief kyk, dan sien ons dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Dit is Openbaring 3 vers 7. As ons net weer opnuut besef wie aan die woord is, dit is die heilige, die waaragtige, die een wat oopmaak en toemaak, wat die sleutels van Dawid het. Hierdie 3 sake dien tot die gemeente se lering en onderwysing, want hierdeur sê Jesus aan hulle, julle word heilig, want ek is heilig. Julle wandel in waarheid, want ek is waaragtig. Julle reik uit na verlorenes, want ek is die een wat die deure oopmaak. So sê Jesus dan vir hulle in hierdie woorde met sy openingsverklaring. Jesus verduidelik aan hulle, die enigste roem wat hulle kan hê, is in hom gesetel. Hy verduidelik ook die wisselwerking tussen hulle en hom. Ons kan maar sê dat die Here beklemtoon die feit dat sonder hom kan hulle niks doen nie. As ons dink aan die woorde, die sleutel van Dawid, dan is daar 'n baie interessante verwysing. Ons lees uiteindelik in Jesaja 22 vers 22, en ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand maak oop nie. Hier word verwys na Eliakim, wat soos die eerste minister was. Hy sou bepaal wie kom by die koning in en wie nie. Dit simboliseer die gesag om beheer uit te oefen in die koninklike huis. As Eliakim die deur vir jou oopgemaak het, dan het jy die koning, dan het die koning geweet, Eliakim het sy goedkeuring gegee, en stuur jou dan met vrymoedigheid na hom toe. Nou word die gesag van hierdie skrywe aan ons geopenbaar. Jesus is die een wat die gesag het oor die hemelse koninklike huis. So openbaar hy weer eens aan die gemeente dat alles wat hulle bereik het, net as gevolg van sy wonderlike genade is. Hy maak deure oop en maak deure toe. Daarom weet ons Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jesus is die een wat toegang, die sleutel het tot die Vader. Want niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, sê Johannes 14 vers 6. Jesus Christus is ook die een wat die deur van die evangelie oopgemaak het deur sy vlees. Hy is ook die een wat die deur tot die wêreld oopsluit, deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons die deugde van hom kan verkondig wat ons geroep het tot sy wonderbare lig. Kyk na hulle gedrag in die gemeente. Dit is vers 8 en vers 10. Die geopende deur, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. En dan vers 10, omdat jy my woord, die woord van my lydsaamheid bewaar het.
Met die woord kyk, vestig die Here nou hierdie gemeente se aandag op 'n baie belangrike punt. Hy het vir hulle die oorwinning moontlik gemaak. Hy is die een wat hierdie geopende deur vir hulle gee. In hierdie brief is dit weer baie belangrik om die wisselwerking tussen God en die mens in oorwinning raak te sien. Dis nie reg om te bid, Here verlos my van sonde, of Here gee my die oorwinning in Christus, maar self oefen ek keuses uit wat my gemeenskap met God verbreek nie. Hoekom is dit nou vir ons belangrik? Want kyk, God gee die geopende deur, maar of ons deur die deur gaan loop en dit gebruik is 'n ander vraag. Die oorwinning is beskikbaar vir elkeen wat gehoorsaam is en in die geloof deur die deur wat God daar gestel het, gaan. En kyk byvoorbeeld, die rede hoekom die deure oopgemaak is, want hulle het min krag. Hulle het lydsaamheid geken. Dit is nie in hulle self wat hulle geroem het nie, maar hulle het alleen op God vertrou. Dit is in hom wat alles gesetel is. Hulle bewaar sy woord, hulle staan vas in die geloof. Hulle is 'n gemeente wat die lyde van God hoog op prys stel, die woord van my lydsaamheid bewaar. Wie se lydsaamheid? Dit is die woord van Jesus se lydsaamheid, die woord van my lydsaamheid sê hy. Lyding is die smarte wat hy gedra het. Kom ons antwoord dit so. Hoekom doen mense sonde? Want hulle vergeet dat Jesus 'n dierprys daarvoor betaal het. Hulle vergeet dat sy liggaam geskeur, verbrysel is vir ons ongeregtighede. Hulle die woord van my lydsaamheid bewaar, hulle dit nie vergeet nie. Hulle die lyde van Christus hoog op prys gestel. Nou word daar vir hulle 'n belofte gemaak. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief het. En dan uiteindelik dat hulle bewaar sal word in die uur van beproewing oor die hele wêreld wat kom, oor die hele bewoners van die aarde om hulle op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Uiteindelik sal die Jode erken dat God vir die kerk 'n deur oopmaak, die sinagoge van die Satan. Mense wat teen die evangelie werk, sal erken dat die kerk is die liefling van God. Hulle sal bewaar word in 'n uur van beproewing. En dan word hulle gelas in die laaste plek dat hulle goeie lewenswandel moet handhaaf. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon ontroof nie. Hulle word ook genooi om 'n pilaar te wees in die tempel van God. Dit praat van die vastigheid wat God aan hulle gee. Die tempel, die teenwoordigheid van God. Hulle sal ewig in God se teenwoordigheid wees. En dit is wonderlik dat hulle 3 name sal ontvang. Die naam van my God, en uiteindelik dit wys op die permanente naam van God in hulle hart, die paspoort na die nuwe Jerusalem, en die permanente naam van die lam, wat op hulle harte geskryf sal word. En nou uiteindelik is dit die wonderlike oorwinning wat in Christus Jesus beskikbaar is, as ons onthou wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Ons sal môre verder gaan met die lees uit die boek Openbaring. Ons is by die 19de voorlesing in die boek Openbaring, en ons lees die laaste verse van Openbaring hoofstuk 3, vanaf vers 14, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodisense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop.
As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ons is dan nou by die laaste gemeente. Ons kan ook sê by die laaste tipe of soort gemeente, Laodicea. Voordat ons egter by die gemeente stil staan, is daar 'n paar interessante feite oor die stad, wat die verstaan van die skrywer beter maak. Laodicea was op 'n baie strategiese handelsroete. Een roete wat vanuit Efese deur Laodicea loop na die binneland, ook een roete van die noorde van Pergamus deur na die suide, na Laodicea, na die Middellandse See. Groot besigheidsmanne sou gereeld deur Laodicea moes beweeg en saam met Pax Romana, of wat vrede onder Romeinse heerskappy beteken, het Laodicea 'n baie ryk stad geword. Hierdie stad het so ryk geword dat hulle geweier het om enige hulp van Rome te kry toe hulle die stad moes herbou nadat dit ook deur 'n geweldige aardbewing in 60 na Christus getref is. Die stad se rykdom was te danke aan 3 hoofredes. Die ryk besigheidsmanne wat hulle geld in Laodicea gebank het, 'n sagte swart wol waarmee hulle duursame klere en ook matte gemaak het, en derdens 'n mediese skool wat 'n kosbare oogsalf ontwikkel het, wat reg oor die Romeinse ryk versprei en verkoop was. Hierdie 3 dinge raak later in die brief natuurlik baie belangrik. As ons kyk na die gesag wat aan hulle geskryf is, dan sien ons, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God, sê vers 14. Dit sê die Amen. Ons lees gereeld in die Bybel, voordat Jesus iets belangrik sê, dan begin hy met die woorde, voorwaar ek sê vir julle. Hierdie woorde in die oorspronklike is Amen, amen, ek sê vir julle. Dit is 'n uitdrukking om te beklemtoon dat dit wat gesê word die waarheid is, en dat dit 'n onveranderlike waarheid is. Daarom begin hierdie brief met Amen. Dit sê die Amen. Dit wat in hierdie brief staan, is 'n onveranderlike waarheid. Dit is gebou op waarheid. En dan om dit net verder te bekragtig, word daar gesê die getroue en waaragtige getuie, wat verder bewys dat dit die waarheid is. Hier openbaar Jesus aan hulle dat hy het geen fout gemaak met die opsomming van hulle as gemeente nie. Die gesag agter die brief kom van die onveranderlike God en sy getroue en waaragtige getuienis van hulle gemeente word hier weergegee. Hy word ook die begin van die skepping genoem. Nou dit is interessant en jy mag dalk wonder waar kom dit vandaan? Die begin van die skepping. As hulle nog gewonder het wie aan die woord is, dan sal alle twyfel nou uit die weg geruim wees, want ons lees in Kolossense 4 vers 16, en wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodicense gelees word, en dat julle ook die uit Laodicea lees. So hierdie brief aan die Kolossense moes ook in Laodicea gelees word. En uiteindelik lees ons in Kolossense 1 vers 13 tot 15 dat Jesus word daar beskryf as die eersgeborene van die hele skepping. So as hulle nou hier gegroet word in Openbaring 3, deur die begin van die skepping, dan weet hulle presies wie is aan die woord. Dit is hulle wat hulle reeds in die Kolossense brief leer ken het as die Here Jesus Christus. Nadat Paulus 30 jaar van tevore 'n brief aan hulle geskryf het wat ook by hulle voorgelees moet word, wat ons die brief van die Kolossense noem. Kyk, hulle het 'n geraamte egter in die kas. En let op dat daar geen kompliment aan hierdie gemeente is nie. Die geraamte is, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Met ander woorde, hulle is 'n lou gemeente. Hulle het nie bekend gestaan as 'n lou gemeente nie, hulle het bekend gestaan as 'n gemeente wat ryk en verryk geword het. Dis hoekom ons dit 'n geraamte in die kas noem. Dit iets waarvan niemand weet nie, dat hulle eintlik 'n lou gemeente is.
En dit is 'n groot krisis. Jy sien, want baie van die gemeentes was vir die Here onaanvaarbaar, maar hierdie gemeente het Jesus siek gemaak, dat hy hulle uit sy mond uit spuug. Dit is om van naar te word. Dit is wat vers 16 sê, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Hy verwerp hulle werke wat nie volkome is nie. Elkeen se werk sal in die lig kom, sê 1 Korintiërs 3 vers 13, en hulle werke is nie reg nie. Hulle hart en hulle werke stem nie ooreen nie. Hulle word gelas nou. Ek raai jou aan in vers 18 en 19, om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Ons het in die begin gesê, hierdie dorp het ryk geword, as gevolg van hulle bank, as gevolg van hulle swart wol, wat hulle gebruik het vir klere en matte, en as gevolg van 'n spesiale oogsalf. Nou sê God aan hulle, dat hulle bank en hulle geld wat hulle in die rekening het, beteken niks. Hulle moet by hom goud kry, hulle moet wit klere kry, en salf vir hulle blindheid. Dit wat hulle opgereken het, hierdie lidmate het gedeel aan hierdie rykdom. Dit was nie soos die Smyrna gemeente, wat weens hulle geloof verdruk is nie. Nee, hierdie ouens het kompromie aangegaan. Hierdie ouens het lou, en met die een voet in die kerk, een voet in die wêreld, het hulle gedeel aan die rykdom van die stad, op onregverdige maniere, deur ander afgode te aanbid en dies meer, en so word hulle hiervoor bestraf. Hulle moet hulle bekeer. En nou kyk die dringende woorde van vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Wat beteken dit? Dit beteken hierdie gemeente het Jesus buitekant uitgesluit. Hulle was so besig met hulle eie dinge, dat Jesus letterlik buite staan en hy klop en hy vra, kan hy in sy eie kerk inkom? As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Dit is die tragedie van hierdie gemeente, dat hulle met hulle rykdom en roem nie geweet het dat hulle blind, dat hulle naak en arm en beklaanswaardig is nie. Hulle het Jesus buite toe geskuif. Nou word hulle genooi. Hy klop aan hulle hartsdeur. As u dalk iemand is wat Jesus buite toe geskuif het in jou eie lewe, hoor die roepstem van God wat jou nooi. Hy sal ingaan as jy vir hom oopmaak. En die wonderlikheid daarvan is, kyk hoe wonderlik is sy genade. Hy sal ons wat hom uitgeskuif het, so naby inbring, dat ons saam met hom op sy troon kan sit. Dit is so kosbaar van God se genade. Mense wat hom uitskuif, as hulle bekeer tot hom, sal hy hulle inbring. Ons lees môre verder uit die boek Openbaring. Ons doen die 20ste voorlesing uit die boek Openbaring, en ons lees Openbaring hoofstuk 4. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem, wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag, en rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand, en voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë, van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf,
En die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens. En die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die vier lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Net in Openbaring 4 is daar 12 verwysings na Christus Jesus se troon. Hierdie troon het so indruk op Johannes gemaak dat hy alles wat hy sien in verband met hierdie troon beskryf. Dit word gebruik as vertrekpunt om al die ander gebeurlikhede in hierdie hoofstuk te beskryf. Wie op die troon is, wat rondom en voor die troon plaasvind. Johannes het sy evangelie neergepen om aan sy lesers te toon dat Jesus die Seun van God is. Johannes 20 vers 31. Nou in die eerste tonele wat hy in die hemel sien, is dit presies waar die klem val. Dit is kompleet asof hy vir ons wil sê: sien, ek het julle gesê, Jesus is die Seun van God en hy is op die troon. Die eerste 2 verse van Openbaring 4 voorsien die nodige agtergrond om die res van die hoofstuk te verstaan. Vers 1 antwoord die vraag wanneer en vers 2 die vraag waar. Vers 1 gebruik 2 keer die uitdrukking na hierdie dinge. Na hierdie dinge het Johannes 'n geopende deur gesien. Ook het die verheerlikte Christus, want dit is hy wie se stem soos 'n bassein was, gesê: Hy sal aan hom toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Dit leer ons dat die boek Openbaring 'n kronologiese boek is. Daar is sekere volgorde van gebeure. Die vraag wanneer word nou beantwoord. Die antwoord is na hierdie dinge. Watter dinge is dit? Dit is na die wat in hoofstuk 2 en 3 beskryf word. Nadat die kerk op aarde beskryf is, sien Johannes nou dinge wat in die toekoms sal plaasvind. Die sleutelvers Openbaring 1 vers 19 beskryf juis die 3 stadiums van die boek. Die verheerlikte Christus, dieselfde een wat nou in Openbaring 4 vers 1 met Johannes praat, het juis in Openbaring 1 vers 19 aan hom gesê om neer te skryf wat gaan gebeur. Dit is presies wat hy nou aan Johannes uitlig. Kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Dit is daarom die interne getuienis van die boek self wat aan ons toon dat alles vorentoe vanaf Openbaring 4 vers 1 aan die einde ja in die toekoms sal gebeur. Dit is ook vir hierdie rede dat pre-tribuliste, soos myself, verstaan dat die geopende deur en die stem soos 'n bassein wat roep kom op hierheen 'n verwysing is na die plek waar die wegraping sal plaasvind. Dit is in harmonie met 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 wat leer dat die Here self sal neerdaal met 'n geroep met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die bassein van God. Waar het Johannes hom in 'n oomblik en in 'n oogwink bevind? Waar is hy in die gees? Hierdie is die tweede vraag. Hy is in die hemel. Psalm 11 vers 4 sê, die Here is in sy heilige paleis, die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mense kinders. Handelinge 7 vers 49 sê, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Liggaamlik was hy Johannes nog op die eiland Patmos, maar sy oë is aangeraak om die hemel te sien.
Dit is soos in die geval van Daniël, toe sy omstanders niks kon sien nie, maar hy het die hemele wesens gesien in Daniël 10 tot hoofstuk 12. Paulus het ook iets beleef soos Johannes toe hy weggeruk is tot in die derde hemel, 1 Korintiërs 12 vers 2. Hy getuig self dat hy nie weet of dit in die liggaam of buite die liggaam was nie, wat hy wel weet is dat hy in die hemel is. Sy reaksie hierop was dat hy onuitspreeklike woorde gehoor en dinge gesien het wat nie eers in die hart van 'n mens opgekom het nie, 1 Korintiërs 2 vers 9. Die woorde wat hom ontbreek het, is egter aan Johannes gegee om aan ons te skryf. Dit is Openbaring 4, ons sal môre voortgaan met die voorlesing uit die boek Openbaring.